Vriende, goeiemôre. Dankie vir die verwelkoming, Jaap. Die van julle wat ver genoeg kan sien, sal nou sien dat ek intussen tot bekering gekom het. Kan 'n mens op my ouderdom tot bekering kom? Jy kan, ja. Ek het 'n Noord-Transvaal das aan. Henning het my vergewe. Hy het vir my boks tissues gelos. Ek het nou 'n bloubal das aan vanoggend, maar hy het vir my 'n streep getrek. Hier so 'n rooi dingetjie op wat ek toe nou gaan Google het om te kyk, was dit nou 1658 se Noord-Transvaal wapentjie of wat is dit hierdie? Dit is blykbaar nie 'n Noord-Transvaal das nie. Maar dis die naaste wat hy gehad het aan een wat hy sommer net kon weggee vir sy dominee. Dankie vir die tissues, Henning, en daar was nog mense wat tissues gelos het vir die Leigh-Ness-sindroom. Henk is daarom nou nog hier tot die naweek. So as hy nou eers weg is, dan is dit nie 'n Leigh-Ness-sindroom nie. Dis die witbrood wat aanbreek. Mense moet die ding altyd positief benader. Dis 'n witbrood wat nou vir ons aanbreek. As Henk nou eers weg is, so Henk as jy vroeër wil ry, is jy natuurlik welkom, nee. Ek meen ons gaan nou nie omgee as jy vroeër wil gaan nie. Vanmiddag het ek moeilikheid daar met my pastorie. Vriende, baie welkom. Dis lekker en goed om julle vanoggend ook hier te hê. Ek wil sommer begin vanoggend deur vir jou te vra daar waar jy sit. En ek dink jou navigator sit heel waarskynlik langs jou. Jou navigator, hallo juffrou. Jou navigator sit langs jou. Wanneer laas het julle lekker verdwaal en verkeerd gery en dan het jou navigator die skuld gekry vir dit, want jy moes hier links draai en toe word die linksdraai eers 50 meter aan die kant die afdraai aan jou gekommunikeer. Wie van julle het onlangs so in 'n groterige plek rondgery waar jou navigator vir jou so bietjie in die steek gelaat het en die gemoedere hoog geloop het? Dit het nou niks met die fories te doen wat die naweek in die Kaap was nie. Asseblief, moenie daai koneksie maak nie. Dit het glad niks met ons uit te waai, daai storie nie. Maar vertel gou daar in die voertuig vir mekaar, wanneer het die bestuurder en die navigator wat die pad moet bedui en mekaar misverstaan die afgelope jaar of 2? Vertel gou daar in die voertuig vir mekaar. En julle weet nou hoe goed vergifnis werk. Henning is nou 'n goeie voorbeeld daarvan. Hy het my vergewe. So as die bestuurder van daai voertuig waarin jy sit nou nodig het om vir die navigator om verskoning te vra, dan moet jy dit maar doen, want baie keer raak 'n mens vir mekaar bietjie knorrig oor die instruksies te laat kom of verkeerde aanwysings gegee word of die kaart wil nie werk nie of Google Maps wil nie werk nie of jou GPS se draadjie maak nie goeie koneksie nie en hy sit af. So ja, vanoggend se tema is waarheen is jy op pad? Waarheen is jy op pad? Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, dit is 'n voorreg om op hierdie Sondag, die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, hierdie besonderse rusdag, ook so by mekaar te wees as die kinders. En Here, ons wil sommer vanoggend net ons liefde aan U kom betuig. Here, ons wil verklaar dat ons U liefhet. Ons wil verklaar dat U ons enigste God is. Ons loyaliteit lê by U, Here. Ons prioriteit lê by U. Daar is niemand anders nie behalwe U. Here, ons kom buig vanoggend voor U en erken net dat U ons God is. U is ons bruidegom, Here Jesus. Ons het verlede week gehoor dat ons die bruid is, ons as die kerk, en as bruid wil ons vir die bruidegom sê dat ons vir hom lief is. Here, ons is hier om
ook met ontvanklikheid en met 'n leerbare gees te kom hoor wat die lewende Here deur sy gees vir ons kom sê. Here, kom maak dit stil in ons harte, sodat ons u stem fluisterend of hard, dat ons dit sal hoor en ja, Here, sal gaan leef in gehoorsaamheid. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, kom ons draai gou so na mekaar toe en wyf net vir mekaar. Dalk is daar iemand wat nuut is, wat jy net moet seker maak dat die stasie 90.5 FM is. Is dit Nico wat hierso sit? Nie in die Vrystaat bakkie, nee, dit sal nie Vrystaat bakkie wees nie. Waar is Nico en Lenet? Sal hulle hier wees? 90.5 FM, maak net gou seker by jou bure, as jy sien dis 'n vreemde voertuig, dat hulle weet om op 90.5 FM in te skakel. Vriende, ek het, wil julle so 'n bietjie terugvat. Nou het ek die lied nie op my laptop gesave nie. Hy is op my verwyderbare harde skyf, maar nou het ek vinnig my selfoon gou gevat. Ek gaan julle nou so 'n bietjie ontstel met die musiek wat ek gaan speel. Maar die beste musiek era was die 80er jare. Ek weet nie of julle met my sal saamstem nie, daar is nou van julle wat sal sê, nee, dit was die 50er jare of die 40er jare, maar toe het ek nou nog nie geleef nie. En die 80er jare het nogal mooi musiek gehad. En daar is 'n lied van Talking Heads, wat in 1985 vrygestel is, wat soos volg klink, en ek gaan hom nou sommer hier op my selfoon speel. Ek wil vir ons net weer die gedeelte wat ons verlede Sondag gelees het, ons is weer by die Josef verhaal, net weer hier teen die einde in hoofstuk 50, die stukkie lees, jy het nie nodig om dit op te soek nie, en dan gaan ons ook later in Spreuke 29 weer 'n versie lees. Ons almal ken Josef se verhaal goed, en hoe dat dit in hoofstuk 50 eindig. Dit begin mos nou met Josef, wat 'n droom gehad het, lekker bederf was deur sy pa, en hoe dat die hele lewensverloop van Josef baie vreemde paaie gevat het, en dan lees ons toe sy broers by hom kom, moet tog nie bang wees nie, vers 19. Ek is mos nie God nie, julle het 'n vreeslike ding gedoen, maar God het die slegte ding in iets goeds verander. Baie mense leef vandag en het kos omdat julle my op daardie dag verkoop het. Julle hoef regtig niks te vrees nie. Tot die einde toe sal ek vir julle en julle kinders sorg. Josef se woorde was vol deernis, en sy liefde teenoor sy broers het hulle getroos en bemoedig. Dit het my nou laat dink aan daai teks in Romeine 8 vers 28 wat ook sê, alles werk ten goeie mee vir hulle vir wie die Here lief is. In Josef se verhaal was dit inderdaad so. Vriende, dis nie regtig vanoggend belangrik wie jy is nie. Dis ook nie so belangrik waar jy vandaan kom nie. Ek weet dis baie keer maar die vraag wat ouers vra, as daar nou iemand by hulle dogter of hulle seun kom kuier, en jy wil weet, maar wie is jy? Wie is jou pa en jou ma, en waar kom jy vandaan? Hoe lyk jou agtergrond? Dis die standaard vraag wat ouers vir hulle toekomstige skoonkinders, as ek nou so mag sê, vra. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Dis nie die belangrike vraag nie. Die belangrike vraag is eerder, waarheen is jy op pad? Waarheen is jy op pad? As jy kan sê waarheen jy op pad is, dan gee dit vir my 'n aanduiding van wie jy werklik is en waar jy gaan eindig met jou lewe. Josef se verhaal begin op ouderdom 17. Hy was soos 'n skoolseun gewees wat nou net amper klaar gemaak het met matriek. Hy het nie geweet wat hy met sy lewe moet doen nie. Hy het nie geweet wat se beroep hy moet volg nie. Hy het nie geweet
met watse tipe vrou hy wil trou nie. En hy het ook nie 'n idee gehad van die vreemde paaie wat sy lewe sou loop nie. Maar Josef het 3 goed gehad wat in sy guns getel het. En ek gaan dit vanoggend meer as een keer beklemtoon. Die eerste ding wat Josef gehad het, hy het 'n familiegeskiedenis gehad. As ons nou Josef se familiegeskiedenis ken, wat in daai stadium nie 'n baie lang geskiedenis was nie, dan weet ons van die sondvloed wat gekom het. Ons weet van die toring van Babel en hoe dat mense versprei het oor die aarde en verskillende tale begin praat het. Ons lees dat God gekies het om 'n nuwe begin te maak met hierdie ou stikkende gebroke wêreld van hom. En hy roep vir Josef se oupa grootjie, genaamd Abraham. En hy sê vir hom, trek na 'n land toe wat ek vir jou sal wys en ek sal jou nageslag so baie soos die sand van die see maak. Dis Josef se familiegeskiedenis. Die jong Josef sou die romantiese storie gehoor het van hoe sy oupa Isak sy ouma Rebekka se hart gewen het. Hy sou te goed maar die storie geken het van hoe sy pa Jakob sy oom Esau bedrieg het. En hy sou die storie gehoor het van sy oupa Laban, wat eers sy tante Lea aan sy pa afgesmeer het, voordat hy met sy ma kon trou. Josef het 'n familiegeskiedenis gehad. En dit het vir hom soort van 'n fondasie gegee om te weet ek behoort. Ek is deel van 'n familie. Die tweede ding wat in Josef se guns getel het, was dat hy 'n pa gehad het wat in hom geglo het. Eintlik was sy pa versot op hom en klein Benjamin, die enigste 2 kinders wat hy by Rachel gehad het. En Rachel is toe nou ook dood na Benjamin se geboorte. En ons weet dat Josef eintlik deur sy pa voorgetrek is. Daarvan lees ons in die mooi Technicolor Dreamcoat, soos hulle in Engels sê, die jas met die mooi klere wat sy pa vir Josef laat aantrek het. Definitief 'n wit broodjie, maar ons vergeet dat die skep van 'n wit broodjie net so onregverdig is teenoor die ander boeties as wat dit is teenoor Josef. Want om die een kind bo die ander voor te trek, maak dat verhoudings in so 'n gesin met klomp kinders vertroebel. Nogtans het Josef geweet, maar my pa glo in my. My pa glo in my. Hy vertrou my. 'n Derde ding wat in Josef se guns getel het, was dat hy nog iets gehad het. En dit is 'n droom. Josef het 'n droom gehad. Hy het gedroom dat hy vernaam gaan wees, dat die son en die maan en die sterre voor hom sal buig, nes die koringgerwe op die land. Natuurlik het sy broers gedink, wel, ons het nie 'n dokter Freud nodig om te bepaal wat hierdie droom beteken nie. Dis sommer net 'n gedagte wat in die onderbewussyn van 'n arrogante tiener van 17 jaar oud geleef het. En hulle het hom gehaat omdat hy so arrogant was. Intussen was dit 'n droom wat God vir hom gegee het. 3 goed wat in Josef se guns getel het. Hy het 'n familiegeskiedenis gehad, hy het 'n pa gehad wat hom glo, en hy het 'n droom gehad. Stel julle self voor, toe Josef nou daar in die put lê, en hulle het nou sy Technicolor Dreamcoat, daai mooi veelkleurige jas van hom uitgetrek, geskeer, vol bloed gegooi en gesê, gaan stuur dit vir ons pa en sê 'n roofdier het Josef gevang. Dat toe hy daar halfkaal onder in die put lê, wat deur sy gedagtes gegaan het. Vir hom het sy lewe 'n vreemde swenk gevat. Ek wil amper nie dit 'n swenk noem nie, dis sommer 'n 180 grade ommekeer. Selfs toe hy aanstonds in kettings na Egipte toe
weggevoer word as 'n slaaf, moes hy gewonder het, maar wat is die Skepper se doel met my? Waartoe is hy op pad met my lewe? Maar hy het 3 dinge aan sy kant gehad, wat hom gehelp het hiermee. 'n Familiegeskiedenis, die vertroue van sy pa, en 'n droom, wat hy geglo het, van die Here afgekom het. Dit is nie belangrik wie jy is of waar jy vandaan kom nie. Dis waarheen jy op pad is wat saak maak. Josef die dromer het 'n toekoms gehad. Hy het 'n bestemming gehad. Hy het geweet waartoe hy op pad is en dit het gemaak dat hy sy lewe met oorgawe en in gehoorsaamheid aan sy Skepper kon leef. En op die mees kritieke tyd in sy lewe, op daai punt, toe hy nou amper by sy bestemming uitgekom het en hy moes kies tussen, neem ek wraak op my broers of vergewe ek hulle, was dit wat die verskil gemaak het. Hy het alle redes gehad om sy broers te haat en hom op hulle te wreek. Maar 4 maal lees ons, in hy laaste paar hoofstukke van Genesis 50, is hy deur trane oorval. En in plaas daarvan om te wreek, in plaas daarvan om bloed te vergiet, het Josef gekies om eerder te huil. Nou dink ons in vandag se tyd dalk, maar dis net sissies wat huil, ons sê dit ook so vir mekaar, maar die geheim van Josef se trane is dat hy iemand was wat 'n bestemming gehad het. Dis hoekom hy die regte ding in daai moeilike omstandighede kon doen. Omdat hy 'n man met 'n bestemming was, kon hy 'n plan sien in al die goeders wat met my gebeur. Ook hierdie swenk wat my lewe se pad gemaak het. En daarom sê hy aan die einde van hoofstuk 50, julle moenie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Wat gebeur het? Al die onreg. God het daarmee 'n plan gehad. God se plan het in vervulling gegaan, sodat die storie van God se bemoeienis met Abraham, Isak en Jakob en sy nageslag kon voortgaan om vertel te word. Sodat ek en jy vandag ook 'n familiegeskiedenis het om te vertel van God se bemoeienis met Abraham, Isak en Jakob en Josef en almal daarna tot met ons geslag. Mag ek vanoggend vir jou vra, wat is vir jou die belangrikste? Wie jy is? Wie jy is? Met al jou kundigheid en jou grade en jou ervarings en jou wysheid en jou posisies en jou sertifikate en jou medaljes en al daai goed. Waar jy vandaan kom? Of is die belangrikste vir jou waarheen jy op pad is? Spreuke 29 vers 18 sê, wanneer 'n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers. Wanneer 'n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers. Die Amplified vertaling in Engels sê, where there's no vision, the people perish. Where there's no vision, as ek nie weet waartoe ek op pad is met my lewe nie, dan is ek met niks besig nie. Ons het inderdaad hierdie naweek in die Kaap 'n paar onder onsies in die voertuig gehad, want my GPS se draadjie wil toe nou nie lekker konnekteer met die GPS nie, en toe sy battery nou pap is, toe wil hy nie laai nie, en nou is ons op die foon met Google Maps, en my navigator het dit so bietjie ontgeld, en ek vra vir haar verskoning daarvoor, want dan draai die ding om, en dan moet jy hom recenter, en dan gee eers, nadat jy 50 meter verby die afdraai is in die stad vir jou, jy moet nou hier afdraai, en dan is dit te laat, en dan ry jy 5 kilometer om pad om weer op die weg te kom.
En toe het ek later daarin 'n draadjie daar in die Kaap koop wat my GPS kan laai, laat ons darm ordentlik kan sien waar ons moet ry. Maar as jy GPS aansit, dan is die eerste vraag wat daai dametjie, ek weet nie of julle 'n manstem daar het nie, ek hou van 'n vrouestem, ek noem haar sommer Susie, ek het 'n Afrikaanse een gehad, maar die Afrikaanse Susie het sy stemtoon het my bietjie irriteer, so toe het ek nou maar weer 'n Engelse Susie gekry wat met my praat op die GPS. Maar daai GPS vra een ding: waar wil jy uitkom? Wat is jou bestemming? Waarheen is jy op pad? En as jy nie 'n bestemming daar intik in die GPS nie, dan gaan jy verdwaal soos die Fouries die naweek in die middestad van Kaapstad verdwaal het. Sonder 'n bestemming kan daai GPS nie sy roete uitwerk nie. Sonder 'n bestemming raak ons verdwaal, ry ons in sirkels en beland ons in gevaarlike plekke. Mag ek vanoggend vir jou vra, wat is jou bestemming? Waarheen is jy op pad? Van Jesus self word gesê, dat dit juis sy sin vir sy bestemming was, die bestemming aan die kruis, wat hom deurgedra toe hy hierdie lydingspad moes stap. Hy het hierdie doel gehad, en dit het vir hom gehelp om te verstaan hoekom ek nou moet swaar kry, want ek is op pad na my bestemming toe. Wie is ek eintlik? Soos ek vanoggend hier staan of sit. Dit word bepaal deur die antwoord op die vraag, waarheen is ek op pad? Kan ek dit in ander woorde sê, ons jaar se tema? Wat is jou droom? Waarheen is jy op pad? Wat is jou bestemming? Waarheen is jy op pad met jou lewe? Waarheen is jy op pad met jou gesin? Waarheen is jy op pad by jou werk? In jou verhouding met die Here? Waarheen is jy op pad? Dit is belangriker om 'n antwoord op daai vraag te hê, as om te vra, maar wie is ek? Waar kom ek vandaan? Daar's 3 goed wat in ons guns tel. Jy moet weet, jy het 'n familiegeskiedenis. Jy moet weet, dat die hemelse Pa jou kom aanneem het as sy kind, en jou beskou, nie as 'n aanneemkind nie, maar as 'n eie kind. Jy het 'n familiegeskiedenis. Jy's ingebring in God se familie. Jy het 'n Pa wat jou liefhet en jou vertrou. En daai Pa gee vir jou 'n droom om na te leef, na te streef. Waarheen is jy op pad? Kom ons bid saam. Here, ons wil vanoggend net kom pleit by U, dat ons met die onbenullige goed waarmee ons besig is, tog ook onsself sal betrap dat ons vra, waarheen is ek op pad met my lewe? Wat is my bestemming? Here, soms is dit 'n skok om te ontdek, is ons op die N2 klim en ons ry weswaarts, dat ons in Kaapstad gaan uitkom. Daar is nie 'n ander bestemming as ons op die N2 klim en ons ry weswaarts nie. Ons gaan in Kaapstad uitkom. En dan is ons baie keer verbaas, Here, oor onsself op 'n sekere pad in ons lewe bevind, en dan kom ons in die gemors of in die moeilikheid en ons verdwaal en ons kan amper nie glo dat ons hier uitgekom het nie. Here, kom wys vir ons die pad waarop ons is en wat daai pad se bestemming is, sodat ons vroegtydig, Here, 'n wysiging kan maak en daai GPS vir ons kan sê, herberekening. Ons pas die koers aan, ons pas die bestemming aan. Here, kom verander ons bestemming
Here, ons bid vanoggend vir ons gemeente, dat U vir ons sal help om op die pad te wees, wat sal uitloop op die bestemming wat U in gedagte het vir Oud-Nikoland. Daai droom wat U droom vir ons. Nie net vir ons as gemeente nie, Here, maar ook vir ons as individuele lidmate. Ons bid vanoggend, Here, vir ons leierskap in die gemeente, ons bid vir al die diensgroepe, die bedieninge, ons bid, Here, dat ons sal voortgaan om 'n verskil te maak in hierdie omgewing. U het ons nie hier geplaas ter wille van onsself nie. Ons is deur U gestuur om hier te wees, om kerk te wees, U kind te wees, U bruid te wees. Ons bid vir ons siekes, Here. Ons het op die WhatsApp en op die familienuus gesien, Here, daar's baie mense wat siek is, wat ook hierdie afgelope week in die hospitaal op draai het. Ons wil kom bid, Here, dat U tog in U groot genade daai mense net 'n bewustheid sal gee van U teenwoordigheid. Dat hulle nie alleen is nie. Ja, dat U ook met hulle op pad is na 'n bestemming toe. U bestemming vir hulle. Die realisering van U droom vir hulle lewe. Here, kom seën ons as ons vanoggend hier uit mekaar uitgaan. En ja, Here, ons is so bevoorreg om 'n familiegeskiedenis te hê, dat ons behoort aan 'n geestelike familie. Ons is so bevoorreg om 'n pa te hê, wat in ons glo, wat ja, sy seun se lewe vir ons gegee het, omdat hy ons so lief het. Ons het 'n droom gekry, by Oud-Nikoland, oorgee, omgee, aangee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, daar's net so 1 of 2 afkondigings, wat ek wil uitlig. Dit lyk vir my of die kaas en wynkaartjies gedaan is. Ek het net nou gespot en gesê, my 2 kaartjies is op die swart mark beskikbaar vir R500 stuk. So as julle nou regtig wil gaan, moet julle maar met my kom praat. Ons gaan oorweeg om dalk te kyk of ons nie maar 'n onderskeid moet tref tussen mense wat net die klavier jolle kom bywoon, maar nie na die kaas en wyn toe gaan nie, want die dames het reg gemaak. Die saal gaan te klein wees as ons meer mense daarin prop. So as daar mense is wat net na die klavier jolle wil kom luister, die kerk kan so 'n bietjie meer mense vat, dan moet julle miskien maar in die week net die kerkkantoor bel. Ek weet Marinda is nie hier nie, maar Lorraine sal hier wees, of julle moet sommer met my ook praat, dit sal reg wees. Dankie vir die van julle wat reeds kaartjies het. Die 12 klawer jasse is fliks aan die oefen. Ons sien vreeslik uit na hierdie geleentheid. Dit gaan 'n lekker pret aand, 'n heerlike aand van saam wees. Dan die tweede ding is die gemeente naweek. Ons het dit op die WhatsApp groep gesit. Dis die 18de tot die 20ste Februarie. Ons kon nie plek kry nie. Lyk my almal, al die swaalkies wat van elders in die land hierdie wêreld besoek, gebruik al die rondavels en die chalets en al die plekke. Ons gaan Hartenbos toe. Ons gaan kamp vir R280 'n nag, dink ek, per staanplek. Al die kampers, die tenters, asseblief gee jou name by die kerkkantoor op of by my. En dan die akkommodasie wat ons gekry het vir die ouens wat wil kom oorslaap, wat nou nie kampers is nie, is by die synodale jeugsentrum daar in Hartenbos. Dis 'n pragtige plek. Die kamers is baie netjies. Ongelukkig is dit 'n gedeelde badkamer, maar die kamers is pragtig. En dit kos maar R120 per nag per persoon. Jy gaan in Hartenbos dit nie goedkoper kry nie. So asseblief die ouens wat wil kom oorslaap die 2 nagte, Vrydag en Saterdag, gee jou naam op by die kerkkantoor of by my, dat ons net weet hoeveel mense gaan oorslaap ook daar by die Synode sentrum. Ons sal as ons almal se name het ook vir julle net sê waar dit is en wat julle moet saambring. Ons sal later ook die program deurgee, want ons gaan die Saterdag weer so 'n aktiwiteit of 2 hê.
en ons wil die dagbesoekers ook uitnooi wat vir die dag deurkom. Daar sal wel sonnagoggend hier 'n erediens wees, maar ons gaan ook in die Karavaanpark gaan ons 'n erediens hê, indien daar van julle is wat wil deurry. Vriende, na die diens vanoggend, die nuwe lidmate het van 2020 tot nou toe, die wie se lidmaatskap ons ontvang het 'n uitnodiging gekry om vanoggend in die saal te wees, by die Ken Mekaar tee. So julle is welkom om daar na die saal toe te beweeg. Ek hoor die vonkies is nog besig, die pop het nog baie asem daar. En dan die ander kom sommer hier onder die net koffie drink. Daar sal vir julle ook koffie wees, maar die ouens wat die uitnodiging gekry het, die nuwe lidmate van 2020 af tot nou toe, die wie se lidmaatskap ons ontvang het, julle kry ons daar by die saal. Kom ons bid om die Here se seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van ons wees en bly. Amen. 'n nuwe dag wat aanbreek, bring die gawe van 'n weer begin. Ek weet dit is my lewe, deur die genade maak dit alles sin. En die kans wat U my bied, deur die